Goeiemôre, hartlik welkom hier by die oordenkings van die NG Gemeente Onze Rust hier in Bloemfontein. Ja, hier in nou Bloemies is dit so pragtig vanoggend, na die pragtige reëns wat ons gehad het. 'n Mens kan nie anders nie as om opgewonde te voel en wil jubel voor die Here. Ons lees vanmôre uit Efesiërs 2 en ons gaan saam lees vanaf die 11de tot aan die einde van die 22ste vers. En dan ons tema is, onthou, verander ons lewens. Onthou, verander ons lewens. Voordat ons nou uit die woord van die Here gaan lees, kom ons bid nou eers saam. Here, onse Here, op hierdie pragtige môre wil ons U naam verheerlik, groot maak en eer. Ons wil aan U al die lof bring, waartoe ons in staat is. Ja, Here, ons wil voor U jubel. Want kyk ons na die natuur en hoe dinge groei en dit weer baie mooi word, dan besef ons dis alles maar net U seëninge aan ons. Barmhartighede wat U voor ons uitsprei, waarvan ons niks verdien nie. Kyk ons na onsself, dan sien ons vanoggend hoe klein, hoe nietig ons is. Ons sien raak dat ons inderdaad vol sonde is en dat ons self nooit tot niks goeds in staat is nie. En daarom is ons so afhanklik van U. Here, ons wil vanoggend opnuut vir U sê, ons het U so nodig. En dankie dat U beloof dat U altyd by ons is en dat U ons hou vas. Dankie vir die woord. Seën U woord vanoggend aan ons. Gee dat ons sal hoor wat U in die woord vir ons sê en dat dit wat op die woord gesê word ook dit is wat U wil sê vir ons elkeen wat daarna luister. Help ons om ook in ooreenkoms met U woord te kan lewe. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Efesiërs 2 vanaf vers 11. Daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en 'n vreemdeling ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle, wat destyds ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het, in die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kon verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fondament van die apostels en profete met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die gebou goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. U kan maar die Bybel daar voor u ophou as u dit opgesoek het. Ons gaan derentyd na die teks verwys. Onthou u nog die pragtige sangeres Laurika Raag met haar liedjie Onthou om te onthou. Ek het daardie liedjie pragtig gevind en steeds is dit een van my gunstelinge. Ek onthou die woorde so goed. Onthou om te onthou en vergeet om te vergeet. Ja, onthou dat jy altyd tog weet, ek is lief vir jou. Is dit nie wonderlike woorde nie? Ek kom op 'n pragtige verhaal af wat Becky Zettler geskryf het. 'n verhaal
waarin sy vertel van haar man wat op 'n vroeë ouderdom natuurlik Alzheimer gehad het. En sy skryf, wanneer dit eendag toe aanbreek dat hy bietjie helderder was, het hy 'n stukkie papier gevat en die volgende daarop vir haar geskryf. Hy sê vir haar, Becky, julle moet tog onthou dat ek besig is om my kop heeltemal te verloor. Ek is besig om te vergeet. Ek gaan vergeet wie ek is. Ek wil gaan vergeet wat ek gedoen het. Ek gaan selfs julle, vir wie se name julle, vir wie se name ek ken, julle wat so naby aan my is, julle name gaan ek self vergeet. Maar dan wil ek tog hê, dat julle sal onthou, dat ek altyd lief vir julle is. Ek met my groot vergeet. Sy skryf daarna, sy het 'n briefie vir hom geskryf, sodat hy dit kan lees, as hy dalk weer so 'n bietjie helderder is. In die briefie het sy geskryf, ons sal jou nooit vergeet nie, my liefste man. Ons sal jou altyd onthou, en ons sal onthou hoe jy vir ons goed was, hoe jy lag in ons lewe gebring het, hoe jy ons versorg het, hoe jy met die kinders gespeel het, en hoe jy dinge beter gemaak het vir ons. Ons sal jou altyd onthou, vir wie jy was. Om te onthou is tog so belangrik. Paulus beklemtoon dit wanneer hy met die Efesiërs praat, dat hulle ook tog moet onthou. Want sien, onthou definieer ons lewens in 'n mate. Onthou gee koers en rigting vir die toekoms. Want as ons weet waarvandaan ons kom, kan ons baie mooi sien ook waarheen ons op pad is, soos wat een geskiedkundige skryf. Onthou om te onthou. Dis wat Paulus hier sê. En dan beskryf hy aan die Efesiërs wat hulle inderdaad was. Hulle was sonder God en hulle moet dit tog onthou. Hulle was heidene in 'n wêreld. Hulle wat maar net op hulle self aangewese was en wat uiteindelik maar net verlore was. Maar dan staan daar die geweldige maar, en dit moet hulle ook onthou. Dit slaan op al die onthous wat hy in die vorige gedeelte gesê het. Hy sê, maar nou is julle een met Jesus Christus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Ons teksvers, vers 13. Julle is nou naby God. Wat ons moet verstaan, broers en susters, liewe jong mense, kinders, is dat ek en jy inderdaad mos ver van God af was. Uit ons eie het ons sonde skeiding gebring tussen ons en God. Ja, skeiding dat God eintlik vir ons so onbereikbaar geword het, omdat hierdie berg van sonde in my lewe dit veroorsaak het, wat my kom skei het van God. En dan kom verduidelik Paulus dat ons dit tog moet onthou waar ons vandaan kom. Al sê die mense wat sogenaamd besny is, wat dan die teken is van die ou verbond, dat ons nie meer deel is daarvan nie. Maar dan kan ons weet, ons het die ware besnydenis ontvang, soos Paulus self sê. Ons is hierdie nuwe testamentiese verbondsvolk, wat dit geword het op grond van die verdienste van Jesus Christus aan 'n kruis. Ons het weer volle toegang deur Christus tot ons hemelse Vader. En dit is wat ons oudste broer juis vir ons kom doen het, soos Paulus hom ook baie keer noem. Die heilstade aan die kruis wat hy volvoer het, sodat ek en jy naby aan God kan kom. En daarom beklemtoon hy, hoor hier maar, julle Efesiërs, julle ons rus, julle in Suid-Afrika wat sy kinders is, julle het naby God ons Vader gekom, deur die toedoen van ons Here Jesus Christus. Daar is natuurlik hierdie 3 funksies van onthou, wat hy so baie mooi uitspel.
In die eerste plek, wanneer ons onthou wat ons geword het, onderstreep dit ons identiteit en roeping. Vers 19. Julle is nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. En daar vat Paulus die hele verbondsidee sommer saam nie. Wanneer hy kom sê, hoorie maar julle wat nou kinders van God is sy huisgesin. Julle is deel van God se familie hier op aarde. En julle is geroep om jy sy kinders hier op aarde te wees. Julle is nie meer bywoners nie. 'n Bywoner het nie baie reg gehad nie. Nee, hy het maar gelewe uit die goedheid van die mense by wie hy gewoon het. En dan weet ons ook, dit was 'n gebruik hier in ons land gewees, dat ouens wat graag wou boer, maar nie grond gehad het nie, bywoners by boere geword het. Dis nou baie jare terug natuurlik. En hulle moes maar net daar werk vir die plesier op die plaas. Ja, hulle het wel 'n salaris gekry, of dalk 'n deel van die oes of wat ook al die reëling was. Maar nooit was hulle vaste deel van die gesin, die familie, aan wie die grond behoort het nie. En hier kom Paulus, en hy verduidelik baie mooi, dis verby. Julle is nou deel van God se familie. Julle is sy vaste erfgename, soos hy dan ook later in Efesiërs verduidelik. Ek en jy as gelowiges, onthou dat ons nou naby God gekom het. Dat ons nou medeburgers is van sy koninkryk. Dis die eerste funksie van onthou. Maar dan is die volgende funksie ook, dit fokus die aandag op God se wonderbaarlike werk. Die wonderbaarlike werk wat hy afgehandel het vir jou en my. Die 16de vers, eintlik is dit die skarniervers van hierdie gedeelte. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Ek en jy wat ver was. Ek en jy wat onthou wat ons was deur ons eie toedoen. Ons is met God verenig deur die heilstade aan die kruis. En daarom ook hier net na Kersfees kan dit nie anders nie dat ons maar sal onthou so end van die krippie in Bethlehem staan daar 'n kruis op Golgotha. En 'n entjie daar vandaan is daar 'n leë tuingraaf. Daar waar die heilstade van ons Here Jesus Christus vir elkeen van ons so sigbaar geword het. En waarin sy liefde uitgestort is, sodat ek en jy kan deel kry aan dit wat hy verwerf het. Ja, dat ons waarlik kinders van God kan wees. En daarom kan ons met al die hervormers uitroep, soli Christi, ja, Christus alleen. Christus alleen, die verlosser van ons as swak en nietige mensies. Ons wat die straf op ons sonde verdien, dit het hy kom dra aan die kruis. Dit het hy kom neem op hom, sodat hy voluit daarvoor kon betaal, hy wat glad nie sonde gehad het nie. En daarom kan ek en jy vandag onthou, en moet ons bly onthou, dat verlossing mos van hom kom, en dat ons meer uit ons verlossing sal gaan lewe. En dan die derde ding, om te onthou, fokus die aandag op die doel van God se werk. Efesiërs 2 vers 22 sê dit, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. En dan gaan hy 'n bietjie verder en hy praat van 'n heilige tempel. Ek en jy, deel van die huisgesin van God, deel van sy heilige tempel hier op aarde. Nou, die simbool van 'n tempel is dat dit eintlik simboliseer dat God hier op aarde is.
dat hy hier tussen ons, hier by ons is. Dit wil as 'n ware sy teenwoordigheid hier in 'n stikkende wêreld kom bevestig. En dan kom, sê Paulus vir die Efesiërs, ook vir ons, julle is hier die heilige tempels. Julle is die mense wat God se teenwoordigheid, deur dit wat julle doen, dit hoe julle optree teenoor mense en dit wat julle sê, hier op aarde moet kom bevestig. Heiligheid beteken ook om tekenend hier op aarde te leef van wie God is. Jou en my lewe wat hierdie prentjie bly teken sodat mense kan sien en mense kan glo. Kom ons onthou om te onthou. Kom ons onthou dat ons kinders van God is. Want 'n funksie van onthou is juis om ons identiteit te onderstreep. Kom ons onthou God se heilstade. Want sien, wanneer ons onthou, kan ons nie anders nie, dat ons ook fokus op die verlossing wat Christus gebring het. Kom ons onthou, dat ons hier is, om Christus in 'n wêreld bekend te stel, deur ons lewens. Maar sien, dit laat ons fokus, wanneer ons onthou, op die doel, wat God ook, met sy werk in ons het. Amen. Here, baie dankie, dat ons ook vanmôre kan onthou. Onthou wat ons was, maar ook onthou wat ons geword het. In Jesus Christus ons Here. Dankie dat ons die kinders kan wees en dat ons verlos is en dat ons voluit uit die liefde kan lewe. Ons bid dan vir vandag, dat U ook vandag baie ryklik sal seën, dat U ons in die liefde sal hou vas, dat U ons sal dra. Ag Here, ons bid dat U ons as kerk in hierdie tyd sal lei, sodat dit wat ons onthou, aan 'n wêreld sal wys, deur dit wat ons doen en dit wat ons sê. Geef vir ons waarlik 'n ingesteldheid om juis uit te reik na hulle in nood. Hulle wat dit moeilik het, hulle wat op een of ander manier swaar kry. Ons bid vir hulle, Here, en ons dra hulle aan U op. Ook hulle in ons gemeente wat siek is en wat met een of ander probleem worstel, hulle wat nie meer genoeg het om van te leef nie. Waar armoede sy kloue op mense inslaan en mens vernietig, Here. Gebruik ons, Here, om juis ook U hande, U voete, U gesig in 'n wêreld te wees, sodat 'n wêreld sal sien en 'n wêreld sal glo. In die naam van Jesus Christus. Amen. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf, wat leeg getuig, U triomfeer
van